Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Vandag is episode 25 van ons reeks wat ons noem Geloof wat berge verskuif. En ek glo ons gaan dan ook vandag klaarmaak met hierdie reeks. Maar net omdat dit die laaste een is, moenie dink dat dit 'n afgewaterde een is nie. Ek dink vandag se gedeelte gaan jou nogal bless. So kom ons kyk net weer na ons teks waarop ons hierdie hele reeks gegrond het. En is in Markus 11 vers 22 en 23 waar Jesus sê, julle moet geloof in God hê. Want voorwaar, ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see. En nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Soos het hier geleer dat Jesus sê vir ons elkeen wat glo. Dus hierdie is vir ons elkeen. Hy sê, ek sê vir julle dat elkeen. Dis vir ons almal, dis nie net vir die predikers nie, dis nie net vir die hoogheiliges nie, dis nie net vir die mense wat ons daar bo op 'n pedestal gesit het nie. Hierdie is vir elkeen wat glo, want ons het elkeen 'n doel en 'n funksie en iets wat ons moet bereik in hierdie lewe. En as daar iets in jou pad staan om te bereik wat God jou voorgeroep het om te bereik, dan kan jy vir daai ding sê, tel jouself op en gaan gooi jou in die see. En ons het nou al hierdeur gewerk, dat dis in ons woorde, die krag is in ons woorde. Hy het sy autoriteit en sy krag en sy volheid in ons gesit. En ons kan daai volheid, kan ons laat realiseer in hierdie wêreld, deur ons woorde. En hy sê, as ons met hierdie berg praat, daar sekere berge wat ons geleer het, daar sekere dinge in hierdie reeks wat ons nou geleer het, in hierdie lewe, waarmee ons moet praat, waarvoor hy ons autoriteit gegee het, om mee te praat, en vir daai ding te sê om te skuif. Ons kan nie vir elke ding in ons lewe na hom toe hardloop en sê, en by hom pleit en soebat en smeek, en sê hy moet dit doen nie. Hy het vir sekere dinge in ons lewe, het hy vir ons die autoriteit gegee, om mee te praat en vir daai ding te sê, man ek sê nou vir jou, gaan gooi jouself in die see. Kom uit my pad uit, jy staan aan my pad om te bereik wat God gesê het, ek moet bereik. So ons het geleer, daar sekere goed, waarvoor ons die autoriteit het, en wat ons nie altyd voor by God moet gaan pleit en sê, kyk hoe groot is my berg, kom verwyder hierdie berg uit my lewe uit. Daar's dinge waarvoor ons die autoriteit het om dit te doen. En dan het ons ook gesien wat baie belangrik is dat 'n gelowige kan twyfel hê. 'n Gelowige kan ongeloof hê. En ek weet hier is 'n ding waarmee baie gelowiges sukkel, maar dis waar. Jesus sê hier, as jy in jou hart glo en nie twyfel nie, sal dit vir jou so wees, sal dit vir jou gebeur. Hy sê, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dit wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. En dan wil ek vir vandag, na die volgende vers toe gaan, maar ek wil spesifiek uit die 2020 vertaling om vir ons lees, want hier is iets fenomenaal, iets pragtig, iets kragtig, wat die Here Jesus ook vir ons kom openbaar het. Hy sê in vers 24, sê hy dit vir ons, daarom sê ek vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het, en dit sal vir julle so gebeur. Hierdie is vir my amazing. Sien jy dat hy hier in die verlede tyd praat? Hy sê, ek sê vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het. As jy bid en vra, as jy na God toe gaan in gebed, en jy vra iets, hierdie is natuurlik as dit in lyn is met sy woord, met sy wil, hierdie het nou niks met ons vleeslike begeertes en goeders te doen, wat buite sy wil is nie. Dis dalk 'n stupid voorbeeld, maar dis 'n baie ekstreem en 'n baie relevante voorbeeld. Ek kan nie vir God gaan vra vir 'n ander vrou nie. Dis buite sy wil, dis buite sy woord, ek kan glad nie geloof hê daarvoor nie. Al waarvoor ek geloof kan hê, is wanneer iets binne sy wil, binne sy woord is. As dit 'n belofte is in sy woord, kan ek daarvoor glo. As dit 'n belofte is in sy woord, sê hy,
Ek kan so ernstig daarvoor glo, dat ek kan glo dat ek dit reeds ontvang het. Ek gaan dit weer vir jou lees. Daarom sê ek vir julle, en onthou, dis Jesus wat hier praat, dis nie ek wat hierdie goed sê nie. Ek probeer dit net aan jou oordra. Ek probeer net hierdie waarheid vir jou uitwys. Jesus sê vir ons, ek sê vir julle, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het. Geliefde, ek hoop jy sien hier wat Jesus vir ons iets hier probeer verduidelik van geloof. Geloof is om te sien dat dit waarvoor jy vra, dit waarvoor jy bid, jy het dit reeds. Jy probeer nie God se hand oopmaak vir iets waarvoor hy nie wil oop wees nie. Jy probeer nie God se toehand oop forceer met jou smeking nie. Daarom het ons nie 100 of 1000 of 100,000 mense nodig om saam met ons te bid vir 'n saak. Ek en jy het die posisie voor God om vir hom te bid, en dat as ons weet dis sy wil uit sy woord uit, sy hand is reeds oop. Hy het reeds gegee. Hy sê, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit al ontvang het. Glo dat dit reeds joune is, omdat jy dit in sy woord sien. Glo, dis reeds joune. Glo dat sy hand is reeds oop. Dan sê hy, en dit sal vir julle so gebeur. Hierdie is vir my soveel groter as wat ek die woorde het om dit vir jou te beskryf. Wanneer ek en jy bid en ons vra, het God klaar gegee. Hoor wat sê hy in Romeine 5. Ek wil net gou soontoe vir jou gaan. Ek dink dit pas so mooi in met hierdie gedeelte. Hy sê in Romeine 5 vers 1 en 2 vir ons lees. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Ek wil hê met die klem daarop sit. Ek wil hier vir ons klem lê op hierdie deur ons Here Jesus Christus. Ons is geregverdig deur Jesus. Dan sê hy in vers 2, deur wie ons ook, dan dis deur Jesus, deur wie ons ook, deur Jesus, deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. Deur Jesus kry ons deur geloof toegang tot die genade waarin ons staan. Tot alles waarvoor God vir ons beskikbaar gestel het. Alles waarvoor Jesus vir ons betaal het aan die kruis, wat ons toegang het deur God, deur Christus, in Christus. Alles wat ons in Christus toegang het. Alles is genade. Ons het niks daarvoor gewerk nie. Ons verdien niks van dit nie. Maar dit is tot ons beskikking. Ons kry toegang daartoe deur genade. En as ons dit dan in eenstemming vat met hierdie vers in Markus 11:24. Alles waarvoor jy bid en vra, glo dat jy dit al ontvang het. Glo dat jy toegang daartoe het. Glo dat dit joune is. En dit sal vir julle so gebeur. Ons moet glo dat dit ons is voordat ons dit sien. Seeing is not believing. Ek kan nie glo vir iets as ek dit reeds gesien het nie. Dan het ek het nie geloof daarvoor nodig nie. Ek het geloof daarvoor nodig dat wanneer ek dit in sy woord sien en ek partner met hom in dit wat ek in sy woord sien, voordat ek dit in my realiteit sien, voordat ek dit in my wêreld sien, dan sê hy, dit sal vir julle so gebeur. Dan sal ek dit in my realiteit sien, dan sal ek dit in my wêreld sien. Maar geloof is om hande te vat met hom, dat ek dit in hierdie wêreld sal sien, maar ek sien dit in my geestesoog, voordat ek dit sien manifesteer. Hy sê, as ek met daai geloof bid en vra, sal ek
dit sien gebeur. En wat is die grootste ding waarvoor ons kan bid en vra en hoop hê om dit in hierdie lewe te sien realiseer? Ek dink een van die grootste goed wat Jesus vir ons vooraan betaal het aan die kruis, vind ons in Efesiërs 4. Ek gaan vir ons in vers 11 begin lees, net sodat ons die konteks kry, maar ek wil eintlik vir ons in vers 13 by uitkom, want dit is een van die grootste goed waarvoor ons kan bid en vra, en ek dink is een van die goed wat die minste oor gepreek word in die liggaam van Christus, maar wat so kardinaal krities belangrik is. Maar kom ons begin in vers 11, hy sê, en hy het sommige as apostels, ander as profete en ander as evangeliste, en ander as herders en leraars gegee, wat baie mense noem die vyfvoudige bediening. Spel Paulus vir ons hier uit in die woord, en hy sê, die rede vir hierdie bediening is om die heiliges, ek en jy, toe te rus vir hulle dienswerk. Die rede vir hierdie bediening is om my en jou toe te rus vir ons dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou. En hier is waantoe ons die liggaam van Christus moet opbou. Hier is waarvoor God ons ultimately toegerus het. Vers 13. Totdat ons almal kom tot eenheid in die geloof en in kennis van die Seun van God. Totdat ons almal kom tot hierdie eenheid van kennis, van hierdie intieme, intense, liefdevolle verhouding met die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Geliefde, ek weet is 'n mond vol, en ek het nie regtig vandag die tyd, hierdie is nie regtig vandag my doel van hierdie Bybelstudie nie, maar ek wil dit tog vir ons uitlig, dat wanneer ons bid in geloof en vir God vra, om ons te help om tot hierdie volle groei, hierdie volle gestalte van die volheid van Christus te kom. As ons dit bid, kan ons glo en vertrou, ons het dit reeds ontvang. En daar's vir my niks groter om te kan ontvang. Kom ek lees net weer vir jou. Die ooreenstemming, met ander woorde, dat ek lyk soos die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. In my eenvoudige Afrikaans, dat ek en jy Christus kan dupliseer. Dat ek en jy sal lyk, leef, lief hê, praat, optree en in autoriteit leef soos Christus. Dat ons sal kom tot hierdie, onthou jy daai teks in Johannes 14 vers 12. Ek gaan hom net weer vir ons lees. Waar Jesus sê, amen, amen, ek sê vir julle, wie in my glo, hy sal ook die werke doen wat ek doen, en hy sal nog groter dinge as dit doen. Ek en jy is geroep, dis Jesus se opdrag, en dis sy roeping, dat as ons in hom glo, kan ons doen wat hy gedoen het. Die woord, Paulus sê vir ons hier in Efesiërs 4, dat ons kan kom tot die volle gestalte van Christus, in ooreenstemming met wat hy is, wie hy is, wat hy gedoen het. Dis waarvoor ek en jy kan bid en vra. Om te wees wie Jesus is, nou, in hierdie lewe. Ons kry ook hierdie vers in 1 Johannes 4 vers 17, ek wil gou vir ons soontoe blaai. Ek dink dit stem presies saam met wat ons vandag oor praat. 1 Johannes 4 vers 17, hierin het die liefde by ons volmaak geword. So ons strewe moet wees, dat daai liefde van God in ons volmaak sal word. Dat ons sy liefde nie net vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal uitleef. Die liefde van God, nie ons liefde nie, maar sy liefde. En Romeine 5 weer eens sê vir ons, dat die liefde van God is in ons hart uitgestort. Ons het die totale
mag en vermoë om daai liefde uit te leef. Die vrug van die Gees in Galasiërs 5 sê ook vir ons dat die eerste vrug van die Gees is sy liefde. Ons het die vermoë om sy liefde uit te leef. En hy sê hierin het die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag. Want soos hy is, en hy praat van Jesus, soos Jesus is ons ook in hierdie wêreld. My en jou gees is reeds perfek en volmaak en volkome gemaak in die beeld en gelykenis van Jesus. Ons is deur wedergeboorte, is ons gees teruggevat na ons Genesis bloudruk, na die beeld en gelykenis van Jesus. En dis wat hy vir ons hier sê, soos hy is, soos Jesus is ons in hierdie wêreld, en dan kan ons kom tot die volheid om te lyk in ooreenstemming met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Geliefde van Jesus, kom ons draai ons oë weg van ons elke dag bestaan, van al hierdie materiële goed wat ons na jaag en ek sien nie dis verkeerd om mooi goedjies te wil hê en om hard te werk om sekere goed te hê nie, maar ek dink ons moet terugkom na dit wat God wil hê ons moet wees. En as ek en jy die volgroeide gestalte van die volheid van Christus kan uitleef. Ons het die opdrag, ons het die volmag om te kan leef na die volheid van Christus, om hom te kan dupliseer. Ek dink God se hart is net vanoggend om vir ons te vra, het ek jou ja? Wil jy vandag kom sê, ja Here, ek wil hierdie my doel maak. Ek wil my hierna uitstrek en ek wil in my alles wat ek in my het sê, ja Here. Ek wil in ooreenstemming met die volgroeide gestalte van Christus leef. Ek wil kan doen wat hy gedoen het. Ek wil kan sê wat hy gesê het. Ek wil kan spreek met die autoriteit waarmee hy gespreek het. En ek wil in die liefde leef waarmee hy geleef. God sal elke dag daai gebed antwoord en hy sê glo dat jy dit reeds ontvang het en jy sal dit sien realiseer in jou lewe. Dit wat hy vandag vir ons gewys het is so groot. En dis glad nie wat ons gewoond is om te hoor nie. Maar ek bid weer eens dat die Gees die woord in ons harte sal kom wakker maak, dat die Gees daai begeerte in ons harte sal kom dryf, en dat ons oë op dit sal rig, om te kom tot die volgroeide gestalte van Christus, om alles te kan bereik wat U ons gestuur het om te bereik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Geliefde van Jesus, onthou net, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Dis waar jou oorwinning is. Shalom. Geliefde disipel van Jesus, as jy dalk finansiëel wil hande vat met ons bediening en ons wil help om nog meer disipels te maak, die besonderhede is nou op die skerm. Weet net dat ek en Ina waardeer jou en ons bid vir jou vir 'n 100voudige oes op jou saad. Shalom.